Dames en here, tegnologiese ontwikkelings wat impakte op die skep en aanbied van digkuns gehad het telkens die aard en die wyse van digkunstskepping en van die ervaring of resepsie daarvan genuanceer en uitgebrei. Mens dink hier eerstens aan die vestiging van die boekdrukkuns in die 15de en tweedens aan die ontwikkeling van die elektroniese programmatuur en apparatuur in die laat 20ste eeu. Hierdie tegnologiese ontwikkelings het sleutelrolle gespeel aan wat as mediosferiese oorgange bestempel word. Dit wat as tema van my praatjie op die program aangedui word. Ek het egter op die spoor van die Franse medioloog René Debray die een en ander daaroor geskryf, oor hierdie digitale wending in 'n artikel wat op Litnet Akademies verskyn het. U sien die internet skakel daar en u is welkom om meer besonderhede. Ek wy nou net aandag aan die digitale era en nie aan die voorafgaande eras wat ter sprake is nie. Nou, ek wil sê die digitale wending het naamlik 'n poësie-publikasiestroming laat ontstaan wat verskeie name het: kiberdigkuns, elektroniese poësie of e-poësie kort afgekort en poësie vir die digitale skerm word dit soms genoem. Dit is digwerk wat kenmerkend, multimodaal, hybrid en interdissiplinêr van aard is. Dit benut met ander woorde raakpunte tussen letterkundeskepping, kunspraktyke, rekenaarwetenskap en opvoering, oftewel performance. Voorts word dit beïnvloed deur kragte van die eie tydse kultuur soos rekenaarspeletjies, films, animasies, grafiese ontwerp ensovoorts. As wegspringplek om sulke digkunssoorte te onderskei en dan in Afrikaans te benoem, benut ek Redberg se boek Electronic Literature uit 2019. Jy sien hom daar. Wat hy gesê het, vul ek dan aan uit wat onder meer Funkhauser in 2008 en Stein in 2010 reeds aangaande sulke e-poësie kategorieë geskryf het. Nou, die digitale poësie gekenmerk deur beweging, deur multimodaliteit en wisselwerking tussen teks en teksgebruiker, is die eerste genre wat ek op die spoor van Redberg hier kan onderskei. Gesien die gemak waarmee multimedia effekte op eie tydse elektroniese toestelle bewerkstellig kan word, verbaas dit nie dat talle digters visuele beeldmateriaal, geanimeerde grafika, klank, rekenaarprogrammatige effekte en wisselwerkendheid met hulle digwerk verweef nie. Dit hang saam met volgehoue vernuwings wat betref rekenaarkoppelvlakke en programmatuurplatforms, as ook met die groeiende voorkeur vir draagbare digitale apparate. 'n eerste uitstaande kenmerk van beweeglike en wisselwerkende e-poësie is dus multimedialiteit. Die verhouding tussen tekstualiteit en beeldmatigheid staan dikwels op die voorgrond. Funkhauser noem dat woorde hiervolgens byvoorbeeld in visueel herkenbare forme gerangskik kan wees en herrangskik kan word, daar voor jou oë, of wisselende patrone kan vorm wat die verspreiding of die verplasing van taal verteenwoordig. Of dat woorde met visuele materiaal gekombineer word in sulke digwerke. Teks word as het ware hervergesteld as beweeglike beeld in ruimte en tyd. Trouwens, die beweeglikheid van sulke digitale animasiepoësie funksioneer self metafories. Dit verkry, net soos die beeldmateriaal en die woorde, 'n semantiese lading. Die effekte wat op multimediaal wisselwerkende wyse bewerkstellig word, is derhalwe dikwels sinesteties van aard. Vandaar dat Stein sulke digkuns as film of kinepoësie wil bestempel. Van die bekendste Afrikaanse voorbeelde van sulke werk
is die 2 DVD-versamelings van kort video's voortspruitend uit die ATKV se filmverse projek. Die 24 filmverse op die 2 DVD's behels interpretasies van bestaande gedigte, maar daar kan natuurlijk, en daarna sien ek uit, al hoe meer nuwe gedigte op hierdie wyse geskep word vir die eerste keer. Google gerus die skakel wat ek hier verskaf op die ATKV se webtuiste, kan 'n mens van daardie video's gaan bekyk. Baie opwindend om te sien. Digitale tekste moet veelal as 'n proses eerder as 'n voorwerp beleef en begryp word. Daar word optrede of keuseuitoefening van die gebruiker of die leser op die digitale skerm geverg. Vandaar dat Redberg verkies om van 'n beliggaamde wisselwerker te praat, eerder as van 'n leser van sulke gedigte. Die wisselwerking strek van iets so eenvoudig as om by wyse van lopers op die rekenaarskerm met 'n rekenaarmuisklikke, andersins by wyse van vingerbewegings op 'n raakskerm, 'n teks of volgende teksdele te aktiveer, tot waar die beliggaamde wisselwerker as het ware die teks help skep wat deur die programmatuur gemanipuleer word. Hein Viljoen se gedig Onder die soetdoring is 'n boeiende voorbeeld van sodanige wisselwerkende proses. Ek gaan net op Afrikaanse voorbeelde hier en daar konsentreer. Die gedig is by wyse van QR-kode skandering per draagbare digitale toestel toeganklik gemaak by tuinbankie 13 van die tuinverse installasie in die botaniese tuin van die Noordwes Universiteit of Potchefstroom. In 'n bespreking van die gedig van Viljoen op Litnet skryf Susan Smit dat die gedig deurspek is met opdragwoorde soos hoor jy, voel jy, wag, luister mooi, waardeur die leser tot perlokutiewe aandag en veral tot aksie aangespoor word, skryf Smit. Die beliggaamde wisselwerker kan voors byvoorbeeld kies of om as man of vrou die proses te ervaar, sodat die verdere wisselwerking verskillende gespreksroetes sal volg. Hy of sy word plek versoek om per spreekstem inligting te verskaf, of eie teks by wyse van klankopneming toe te voeg, wat dan later teruggespeel kan word, ensovoorts. Die wisselwerkingsproses het kennelik ten doel om die gebruiker bewus te maak van 'n verskeidenheid objekte en kenmerke uit die onmiddellike botaniese tuinomgewing. Die tweede genre onderskeiding is 'n lokatiewe of plek-spesifieke poësie-installasies. Die mees impakryke digitale tegnologieontwikkeling is waarskynlik die ontplooiing van die internet as platform, met daarbey die alomteenwoordige draagbare elektroniese toestelle. Sogenaamde lokatiewe literatuur, soos u daar sien ook bekend as plek-spesifieke digitale literatuur, is hierdeur moontlik gemaak. Dit behels, en nou haal ek vir Redberg aan, performative interaction met literatuur that is based on location. By wyse van onder meer 'n QR-kode leser toepassing wat op 'n slimfoon afgelaai is, kan by installasies waarop plakkers of bordjies met toepaslike kodes aangebring is, literêre werke gelees of beluister word, daar by die onderwerpe of in die omgewings waarmee sulke werke verband hou. Die reeds vermelde byderhand projek is een Suid-Afrikaanse voorbeeld hiervan. Dit is geïnstalleer in 4 tuine in Suid-Afrika, die genoemde botaniese tuin in Potchefstroom, jy sien daar van die studente wat daarna luister, die tuin van digters by die Breitenbach Sentrum op Wellington, die multisensoriese tuin op die terrein van die Pionierskool vir siggestremdes op Woester, jy sien daar 'n foto, en langs die Breidelstaproete in die Karoo Woestyn Nasionale Botaniese Tuin net buite Woester. By installasiepunte kan die besoeker telkens kies om die betrokke gedig en of die vertalings daarvan, want daar is ook vertalings beskikbaar, via die QR-kodes te lees
en of na 'n voordrag en of 'n toonsetting selfs daarvan te luister, en of na 'n digitale animasie van die teks te kyk. Verken gerus die byderhand webtuiste, jy kan maar gewoon byderhand Google en dan sal op die webtuiste afkom, of besoek die genoemde tuine met u slimfoon vir uit daardie uitsonderlike ervarings. Janetjie terug, die derde genre is die van hypertekst of hypermedia poësie, wat 'n mens kan onderskei. Die ontwikkeling van die wêreldwye web en die koderingsstelsel bekend as Hypertext Markup Language, het hypertekst of hypermedia poësie kragtig bevorder. Hierdeur het oombliklike skakeling binne of verkenning van die web as ook media vermenging moontlik geword. Funkhauser toon aan dat enerzijds van 'n ondersoekende en anderzijds van 'n uitbouende aanpak in hypertekstgedigte sprake is. Ondersoekende hypertekste laat die beliggaamde wisselwerking, of dan die leser, toe om deur middel van hypertekstskakels 'n teks kontekstueel te verken. By 'n konstruktiewe hypertekstgedig gaan dit om die uit- en of ombouing van 'n teks deur middel van die hypertekstskakels. So kan byvoorbeeld op bepaalde plekke gekies word watter weergawe van, sê maar, die gedigslot die gebruiker wil hê, of dele van die gedig kan as dit ware self geskryf of herskryf word met materiaal wat via die skakels toeganklik gemaak word. Hein Viljoen se genoemde gedig onder die soedoring, daar in die Botaniese Tuin in Potchefstroom, verteenwoordig so 'n uitbouende hypertekst gedigtipe. Van meer ondersoekende hypertekstaard is byvoorbeeld die wyse waarop Franco Collin QR-kode afdrukke in sy 2022 bundel Skeletaal benut om lesers toegang te laat verkry tot fotografiese materiaal en of geskrewe inligting oor visuele kunswerke en persone, of tot 'n musiekvideo of 'n videofilm waarop in bepaalde gedigte in die bundel toegespeel word. Daar's meer sulke bundels intussen al, ek noem maar net daardie een. Die vierde genre wat ek wil onderskei is sogenaamde netwerkdigwerk. Met die term word elektroniese digwerk bedoel wat vir die internet geskep en aldaar gepubliseer is. Netwerke stel sowel publikasieplatforms as skepingsmateriaal vir elektroniese literatuur daar. Wat die digkuns betref, kan 'n mens forme onderskei soos webwerf, Facebook profiel of webjoernaal gedigplasings, of e-pos, WhatsApp of SMS digwerk, X en Instagram gedigte, maar ook gedigte waarin netwerkstyle en kodewerk neerslag vind, as dit ware die taal van die internet in die poësie laat beland. Netwerkdigwerk word in die eerste plek by wyse van rekenaars, sel en slimfone en ander netwerkgeskakelde digitale toestelle versprei en beleef. Dit kom egter meermale ook in gedrukte bundelpublikasies dan tuis. Trouwens, baie netwerkdigwerk verteenwoordig eintlik poësiesoorte wat net sowel op papier gedruk kon gewees het. Versendaba en Litnet is seker die bekendste webtuistes waarop nuwe digwerk die digitale lig sien en wat later dikwels dan in gedrukte bundels opgeneem word. Iets van hoe die opkoms van digitale programmatuur en netwerkkoppelvlakke begin neerslag vind het in styl en vormaspekte van Afrikaanse digkuns, word dalk ten beste geïllustreer aan die hand van die nuwe stemme reeks van ontluikende digters wat in die 2 dekades tussen 1997 en 2017 verskyn het. Eers in nuwe stemme 3 kom Ernst Grinling met gedigte vorendag waarin rekenaartaal en digitale kodes voorkom, soos in daai 2 gedigte Onse Google en Kuberkulose. Daarna sou in nuwe stemme 6 tot in nuwe stemme 6 telkens verdere sulke voorbeelde volg. In Bibi Slipper se Oh My Word in nuwe stemme 4
word Facebook en netwerkpodium as netwerkpodium vermeld. Ook word versinnende kennisgewings en reaksieopsies kenmerkend van Facebook benut. Byvoorbeeld, you have 289 unanswered requests of report this person en so aan. Verskyn in die gedig. Die benutting van nuwe media materiaal volg sy in haar debuut solo bundel Fotostaat Masjien op met 15 Instagram gedigte. Die reeks betreklik kort gedigte word in die bundel aangebied in 'n formaat wat lyk op knipsels van papieruitdrukke van gedigte wat voorheen op 'n skerm gelees sou kon word. Die vyfde en laaste een wat ek wil onderskei is die van rekenaarprogrammatig saamgestelde digwerk. Toe, altyd sulke saamgestelde terminologie, hè. Jy kan sien, ons verken nog al die moontlikhede daarvan. By sulke digwerk gaan dit daarom dat die aard van rekenariseringsbeginsels ingespan word om op grondslag van toevalligheid en vervangbaarheid prosedureel byeengevoegde tekste te skep. 'n Proses gerig gewoonlik deur 'n gebruikerspan, nie meer net een persoon wat daardie gedigte maak en word gevolg om in wisselwerking met koppelvlakke bestaande datastelle, gedigitiseerde drukbladtekste en selfs digitale visuele beeldmateriaal vir gedigskepping te ontgin. Die taalteks vir hierdie gedigte word dus nie deur die digter of die digspan self geskep nie. Soos u waarskynlik reeds weet, word woorde uit bestaande teksbronne op die internet en uit blogs ensovoorts gebruik om 'n collage-tipe gedigskepping voor te bring. Twee aanverwante velde binne die rekenaarwetenskap, naamlik kunsmatige intelligensie en natuurlike taalprosesering, speel 'n belangrike beïnvloedingsrol hierin. Dit alles het tot gevolg dat doelbewuste medewerking tussen letterkundiges, rekenaarwetenskaplikes en ontwerpers agter van die belangrikste digitale literatuurwerke skuil. Programmatuur onderlê deur kunsmatige intelligensie en natuurlike taalprosesering voorspel egter dat die menslike digter in die toekoms as dit ware tot nog toe ongekende rol in die skep van digkuns mag hê om te speel, naamlik as, en ek haal vir Redberg aan, an editor for poetry, entirely generated by machine intelligence. Vandaar dat Stein die bedenking uitspreek of sodanige byeengevoegde en gemanipuleerde tekstskepings nog deur lesers as digkuns geag sal word. In sy resensie van die 2023 bundel met Afrikaanse eerste KI gedigte, Silverwit in die Soontoe, daar is die bundel, opperwyle Milet Mol in sy resensie van hom bedenkings wat met hierdie tipies literêr sistemiese vraagstuk verband hou. Hy wonder eerstens wie of wat beskou moet word as die woordvoerder in die digbundel. Die samesteller daarvan, Imke van Heerden, dalk Afrikie, afkorting vir Afrikaanse kunsmatige intelligensie, wat hulle ontwerp het, dalk wat sy, dis die generatiewe taalmodel wat sy ontwerp het met haar navorsingskollega Aniel Bas. Of eerder die spesifieke bronteks waaruit Afrikie geput het, naamlik Etienne van Heerden se roman Die Biblioteek aan die einde van die wêreld. Die skepingsproses van die gedigte het behels dat Afrikie eers bladsye individuele masjiengeproduseerde versreëls gegenereer het. Hieruit het Imke van Heerden dan dit gekies wat sy tot gedigte saam kon stel. 'n Doelbewuste toepassing van menslike logika en kreatiwiteit wat as KI geassisteerde skryfwerk verstaan kan word. Waar Imke van Heerden 'n beperkte datastelsel gebruik het, net daai een roman, wys sy self daarop dat daar sedert 2022 'n aantal rekenaarprogramme bekend as groot datamodelle vrygestel is wat massiewe hoeveelhede teks lees om 'n taal aan te leer. Sulke datamodelle is in staat om selfstandig hele gedigte te produseer, soos u ook al waarskynlik te sien gekry het byvoorbeeld op Facebook. Tereg
Tereg het Mol in daardie resensie van hom dus in sy 'n verdere tradisioneel literêr sistemiese oorwegings aangaande sulke digwerk ter tergende diskussie gestel. Sou 'n literêre oeuvre met bundels soos hierdie opgebou kon word? Sou so 'n teks in aanmerking kom vir literêre bekroning? En op grond waarvan sou so 'n bekroning plaasvind? Was die bundel aan keuring onderworpe? Ensovoorts, nee. Ewe tereg lyk die teenkant van die vraagstuk min wat in die inleiding van Silverwit in die soontoe ter oorweging gestel word en waarop Imke van Heerden in 'n lesing tydens die Etienne van Heerden veldsoirée 2 jaar gelede uitgebrei het. Dit sluit vrae in oor hoe literêre skryfwerk, dit wil sê skryfwerk waarin patroonmatige of geautomatiseerde taalaanwending verbygestreef word, deur hierdie jongste tegnologie opnuut gestimuleer kan word. Voorts oor hoe dit gedagtes aangaande skrywerskap, leserskap, interpretasie, oorspronklikheid en ander fundamentele begrippe prikkel. Kort slotopmerking. Die era van gedrukte digkuns het nie die einde van mondelinge digkunsforme, die oudste poësie soort, beteken nie. Trouwens, sogenaamde podiumpoësie is tans 'n groeiende fenomeen. Ewenmin het gedrukte poësie in die digitale era aan geldigheid of selfs status ingeboet. Veel eerder geld dat tegnologiese uitvindings telkens die verskeidenheid moontlikhede van poësieskepping en aanbieding ingrypend uitgebrei het. Dankie vir die geduld.